Goeiemorgen allemaal. Baie welkom voor in die zo'n week in de rug. Dat is verder ook voorwerp om allemaal iets wat je kan zien. Ja, ons is baie speciale gelegenheid geworden. Ons is bezig om een nieuwe boek in de gemeente van Willeming te schrijven. En in de toekomst weet ons niet wat niet, hoe het gaan lopen, maar ons weet die Heer, de Vader is met ons, hij zal ons eigenlijk niet. Ik kan nooit van bekend afschrijven, baie welkom. Jij wil hier iets van die mensen schrijven, Christus. Nou, afgewerkt, baie dankie. En dankie voor allemaal wat die woorden geweest is, Christus. Namelijk mensen die Zandveld, ons is een klomp kruiswaarsmensen aan de kant af. Maar harte van God. Zo wijd en zo breed is wat die Zandveld is. Zo groot is die mensen harte. En harte van liefde, harte van omgeving, goede gezondheid. Ik wil net iets hierbij zien voor die toekomst. En baie dankie ook dat hij bereid is geweest om voor ons te gaan aanvaarden als die gemeente. Ons weet hier beleid. Dat is niemand meer. Alles sterkte in het pad voor ons zien uit om samen te doen. Ek waardeer dit en dit is vir my net so groot voorreg om vanoggend te kan staan en ook te kan saam bedien. Ek sien so, ek sê ook vanoggend die kerk waar ek sien so daarna uit om saam met die gemeente te bedien en saam met die gemeente te groei. Dit is my regtig 'n voorreg. My liewe gemeente, welkom in die huis van die Here. En met dit wil ek graag sê, heilig, heilig, heilig is die Here, die God, ons God, almagtig, koning van alle konings, vol van genade en vrede. En sy magtige teenwoordigheid is ook hier by ons vandag. Liewe gemeente, so 'n paar afkondigings, die briefies gaan ook uit, maar daar is so 'n paar afkondigings. Ons wil net graag dink aan elke persoon wat siek is. Daar's baie mense wat siek is met griep en bronkietes en so, en ons dink baie aan hulle ook. En die moeilike tyd wat hulle ook gaan. Dan ook baie dankie weer eens ook vir elkeen wat gister ingespring het en gehelp het, al die reënings en al die dinge wat gedoen is vir die voorbereiding van my koms. En dit is so ook, die Here het geroep en daarom is ons hier. En mag die Here elkeen van ons ook lei. Mag ons elkeen sy stem hoor. Mag ons elkeen in sy voetspore volg. Liewe gemeente, net soos wat ons sit, kom ons sing in lied 176, Halleluja, U is koning, 2 keer. Dankie.
deur die werking van die Heilige Gees, en ook Jesus Christus, wat vir ons gesterf het. Groet julle vanoggend in ons enige God se naam. Amen. Liewe gemeente, kom ons staan en dan loof en prys ons die Here met lied 184, lofsing die Here, vers 1, 2, 3 en 4. Maar liewe gemeente, ek is so dankbaar ook dat ek vandag hier weer kan staan en kan sê, maar selfs ek, die tye wat ek nie die Here se wet gehoorsaam nie. Selfs ek, soos enigiemand anders, is al tyd dat ek voor die Here moet gaan sit en sê, Here, ek is ook skuldig. En ek wil graag ons wet vandag vir ons lees. Dis Jesaja 43 vers 10 tot 11. Israel, julle is my getuies, sê die Here, en ook my dienaars wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken en in my kan glo en kan besef dat ek die Here is. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook geen een wees nie. Ek is die Here. Buiten my is daar geen redder nie. En liewe gemeente, hoeveel keer is daar nie wat ons ander dinge voor God stel? Nie opsetlik altyd nie. Hoeveel keer is daar wat ons byvoorbeeld eerder, ons gaan 'n bietjie TV kyk in plaas van om stil te word by die Here. Of ons gaan eerder ons familie nog, dis goeie dinge, familie en kerk so ophef voor die Here. En liewe gemeente, ons moet eintlik gaan stil word en sê, my Here, U is eerste in my lewe, ten spyte van alles anderste. U is my eerste. Liewe gemeente, ons is so geneig om eers na ander dinge toe te gaan verraad. Eers na YouTube toe of sosiale media of selfs menslike raad te gaan voor ons nog stil geword het by die Here. En liewe gemeente, met die skuldbelydenis wil ek graag vir ons Spreuke 28 vers 3 lees. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien,
sal genade ontvang. En liewe gemeente, ons is baie keer skaam oor ons sonde, maar baie keer weet ons nie eers van dit wat ons gedoen het nie. Maar ons kan altyd voor die Here gaan sit en sê, Here, hier is ek. Vergewe my sonde. Here, dit wat ek weet te doen en dit wat ek onweet te doen. Here, want ek kan altyd eerste by u voete kom sit. En daarom, liewe gemeente, wil ek nou vir ons net 'n oomblik van stilte gee, waar elkeen van ons weet ons week gelyk het. Ons weet waar is die tyd wat ons ander dinge bo die Here gesit het. Waar ons nie tyd gemaak het vir die Here nie. So daarom wil ek nou vir elkeen 'n kansie gee om persoonlik by die Here se voete te gaan sit en sê, Here, hier is ek, vergewe my. Die Here se genade is groot. En daarom wil ek vandag vir ons genadeverkondiging 'n stukkie lees. Dis 'n stukkie wat ek op die internet gekry het, maar ek het hom aangepas en 'n bietjie vertaal en 'n bietjie meer in ons konteks oorgeskryf. In die lewe is daar baie sou eintlik oomblikke. Daar is baie oomblikke vol spyt en beskuldigings en baie oomblikke met negatiewe gevolge. Maar God onthou nie hierdie sondes nie. Hy onthou nie hierdie wee nie. En hy plaas dit eerder agter hom. In die lewe is daar baie moes eintlik oomblikke. Daar is baie oomblikke vol klagtes en slegte herinneringe en oomblikke wat gevul is met gebreke. Maar Jesus maak dit duidelik. Dit is die ou en dit is verby. En alle dinge word nuut gemaak deur hom. In die lewe is daar baie sou eintlik, moes eintlik, kon eintlik oomblikke. Maar daar is ook baie genadevolle herstel-oomblikke deur God se Gees aan ons geskenk. Die oomblikke is liefdevolle geskenke wat God aan ons gee en ons oortredinge kom vergewe. En net so met dit, liewe gemeente, mag elkeen van ons besef dat ons genade, ons redding kom deur Christus alleen. En alleenlik deur hom kan ons vergifnis ontvang. As ons toewydingslied om te sê, hier is ons, maak ons reg, gaan ons graag lied 169 sing, Heilig, 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 net so sittend, en ons dit sing. Oh
baie dankie dat ons as gemeente reding is, 'n gemeente van God vandag hier kan sit. Here, ek vra dat U asseblief ons harte, ons ore en ons gedagtes sal oopmaak om U boodskap vandag te ontvang. Here, mag ons alle stemme en menslike stemme en wêreldstemme uitskakel om U stem te hoor. Here God, mag ons ook hierdie boodskap ter harte neem, sodat dit deel word van ons en ons dit kan gaan leef. Here, breek nou die woord vir ons oop, en U dienaars luister. Amen. Liewe gemeente, ons teksgedeelte vir vandag is Matteus 22, vers 1 tot 14. Dit gaan op die bord ook lees. Dit is die gelykenis van die bruilof. Ek lees ons. Jesus het weer in 'n gelykenis met die mense gepraat. Hy het gesê: met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag: sê vir die genooides, die maaltyd is reg, met my beeste en 'n vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed, kom na die bruilof toe. Maar die genooides het nie daaraan gesteer nie, en die een het na sy stuk grond, en die ander een na sy werkplek toe gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir sy slawe: alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teekom na die bruilofsfees toe. Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom: vriende, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Nou, liewe gemeente, hierdie stuk is eintlik ons almal ken. Ons ken almal 'n troue. Ons geniet, meeste van ons geniet ook 'n troue. Almal van ons was al een of ander tyd in ons lewe by so 'n troue gewees. Die verskil hier is dat daar so 'n paar verrassings is met hierdie bruilof. Vanuit die teks kry ons die idee dat die metafoor kan wees vir God en sy mense in die koninkryk wat vir ons wag. God die koning is besig om 'n wonderlike fees voor te berei vir sy seun se troue. Hy stuur sy dienaars uit, sy mense uit, om die ander mense te gaan nooi, om Israel, sy volk te gaan nooi. Maar hulle wil nie gaan nie. Wie wil nou nie na 'n troue toe gaan nie? Dis dit myself gedink het. Ek bedoel, as ons nou in werklikheid dink, dan sal seker maar hier en daar 'n rede, maar as ons kom, sou ons graag almal na 'n troue toe gaan. Dis verlief, dis 'n fees. Tog het God die koning sy mense so lief, so hy stuur weer sy dienaars uit. Sy volgelinge stuur hy weer uit, om mense te gaan nooi na sy seun toe, en om sy seun te aanvaar, en na hierdie fees toe te kan kom. Met hierdie tweede keer, wat die koning sy uitnodiging aan die mense rig, wil hy vir hulle sê: kom kyk, julle mis uit. Daar's soveel vir julle voorberei, julle mis uit. Hy sê in vers 4, toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag: sê vir die genooides,
Die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vlees geslag, en alles is gereed. Kom na die bruiloft toe. Maar hierdie mense se reaksie is 'n bietjie vreemd. Eerstens, sommige ignoreer heeltemal sy dienaars en die uitnodiging en gaan aan met hulle alledaagse ding. Ander weer mishandel en vermoor sy volgelinge, sy dienaars. En dit maak die koning verskriklik kwaad. Hy stuur sy weermag toe nou uit om hierdie moordenaars dood te maak en sommer die hele stad af te brand. Ten spyte van al hierdie dinge, besluit hy die fees ter ere van sy seun gaan aangaan. Wat hy toe doen is baie buitengewoon. Hy rig toe hierdie uitnodiging aan gewone mense op die straat, ongeag van wie hulle is of dit nou goed of sleg was. Ongeag van die feit dat hulle eintlik buitestanders was. Dis maak hy nou die deure oop vir almal na hierdie ewige koninkryk toe. Almal wat aan hierdie uitnodiging aanvaar en wat reg geklee is en reg optree, is nie net Christene nie net volgelinge nie, maar is ook nou uitgekiestes om deel te hê aan hierdie bruilofsfees van die ewige lewe. Vanuit geskiedenis weet ons dat daar soveel mense is wat nie Christus kon aanvaar nie. Baie van die Jode kon nie oorgaan en Christus aanvaar nie. Maar tog is daar vandag nog baie mense wat nie Christus met hulle hele hart kan aanvaar nie. Baie mense dink, en nee, ons is uitverkorenes en daarom is ons okay. Dis al wat ons nodig het om in die koninkryk van God te kom. Dis nie net Jode wat so dink nie, daar's baie gelowiges, Christene wat ook so dink vandag nog. Ons weet dat Jesus nie kruis gesterf het sodat die wat eers nie deel gehad het nie, nou deel kan vorm van hierdie volk van God, van hierdie uitverkiestes van God. Deel kan hê hierdie verbond en 'n verhouding met Jesus Christus. Die koninkryk van God en die ewige lewe is nou oop vir almal, ongeag van wie jy is, wat jou kultuur is, wat jou ouderdom is, wat jou geslag is. Dis vir almal bedoel. Die manier hoe die onverwagte uitnodiging aan gewone mense gerig word, wys na die verrassende manier hoe hierdie uitnodiging na God se koninkryk en koninkryksfees die heeltyd uitgereik word en ook tog aanvaar word deur mense wat eers buitestanders was. Die finale uitnodiging is oop en insluitend. Matteus se boodskap oor die koninkryk van God was 'n bemoediging en 'n vertroosting vir Christene in sy tyd. Om nie op te gee nie moed op te gee nie. En dat die ewige lewe 'n geskenk en 'n beloning is aan die einde van elke gelowige se lewe. Maar dit dien ook vir ons as 'n waarskuwing om gereed te wees en 'n herinnering dat ons lewens, dit wat ons bely, moet reflekteer. Ek en my ma het hierdie week ook so gepraat, presies oor daai feit. Hoe ons baie keer soveel dinge bely en sê, maar ons reflekteer dit nie altyd in ons doen en laat nie. In hierdie teksgedeelte kan ons sien hoe woorde soos uitstuur en uitnooi herhaaldelik gebruik word. As ons die koning in hierdie teks as 'n metafoor vir God sien, kan ons sien hoe God oor en oor uitreik na sy mense toe. Uitreik na ons toe. En dis vandag nog so. God bly uitreik na die mens toe.
God bly uitnooi na hierdie wonderlike bruilofsfees toe. Maar aanvaar ons die uitnodiging? Reflekteer ons lewens dit wat ons werklik bely? Nie altyd nie, hè? Die Here kom gee vir ons hierdie wonderlike geleentheid om deel te wees van hierdie fees. Hierdie wonderbaarlike getuienis, gebeurtenis, wat eintlik so, as mens daaraan dink, asemrowend is. En waarvoor ons baie keer nie eers woorde het nie. Het julle al beleef hoe emosioneel ons kan raak wanneer ons beleef dat God ons praat? Ongeag of dit nou is deur 'n blommetjie in die tuin of wanneer jy na jou plaas kyk. Deur Jesus Christus se opoffering aan die kruis het ons deel aan hierdie wonderlike lewe. Jy en ek, wat eers nie deel was van hierdie fees nie, word nou uitgenooi om deel te wees van Jesus Christus se bruilofsfees. Maar ons optrede moet ons status as uitgenooide gaste reflekteer en word ook hoe ons as uitverkiestes moet leef. Wanneer God ons na hierdie fees toe nooi, het ons reeds aan die koninkryk of deel aan die koninkryk van die hemel. Maar ons moet hierdie uitnodiging aanvaar en ons lewens moet dit reflekteer. So die vraag is, hoekom sal iemand dan nee dankie sê na hierdie uitnodiging? Hoekom sal iemand dit verwerp? Hoekom sal iemand die redding van Christus verwerp? En om by die tema van hierdie gelykenis te bly, hoekom sal iemand nee dankie sê vir 'n fees? 'n gratis fees? Die antwoord lê baie keer in die reaksie wat ons nou vandag gesien het. Hulle verwerp God en God se boodskap van genade deur die boodskapper te vermoor of hulle besig te hou met ander dinge. So hoekom sal iemand nie dankie sê? Hulle glo nie dat dit genoeg is nie. Hulle glo dat die genade van God genoeg is vir hulle nie. Of daar is ander dinge wat baie keer belangriker is in hulle lewe. Soos byvoorbeeld ek net nou gesê het, familie, kerk, werk. Dis baie keer nie slegte dinge nie. Maar tog kan ons dit nie bo God stel nie. Of hulle verwerp die uitnodiging deur liefdeloosheid. As ons kyk na die mense wat Jesus se, of eintlik God se volgelinge verwerp het en mishandel het en so aan. Liefdeloosheid. Ons is so geneig om ons menslike antwoorde en redes op ander plekke te gaan soek vir soveel situasies in ons lewe. Maar dit hou ons baie keer terug om God se oop uitnodiging na die fees te vertrou en te geniet. Vir baie van ons skep ons wêreldsituasies om ons, waarin ons in daai situasie ons waarde vind. Waar ons waarde vind in ons beroep, ons familie, en waar ons optrede nie die van uitgenooide gaste reflekteer nie. Want werklik moet ons waarde eintlik absoluut van Christus afkom en dat het Christus vir ons gedoen het. Of soos ek net nou gesê het, baie mense dink, ag nee wat, ek is okay. Ek het nie nodig om meer te doen nie. Ek het nie nodig om nog meer stil te word nie. Ek is okay. Maar is ons werklik okay? Ons dink baie keer, daar's baie mense dink, ag nee, want ons het soveel goeie dinge al in hierdie lewe gedoen. Ons het soveel dinge al verniet weggegee. Ons het soveel goeie dinge vir mense gedoen. En dan dink ons is okay. Maar liewe gemeente, dis baie keer hierdie valse sin van sekuriteit wat ons kry. Want dit is nie ons redding nie. Ons redding is nie gebaseer op wat ons doen nie, maar gebaseer op genade wat Christus vir ons gegee het. Die vers wys ook vir ons dat die wat by die fees opdaag en nie totaal gewillig is om met God se genade gekleed te word nie, wat die bruilofskleed is,
by die deur uitgegooi gaan word saam met die res. Dit wys daar dat die een wat nie bereid is om die totale kleed van God aan te trek nie, net so skuldig is, soos die wat hierdie uitnodiging aanvaar het nie. Die deure van die koninkryk is waalwyd oop, en die uitnodiging word letterlik aan almal gerig. Maar as jy die uitnodiging aanvaar en by daai deure ingaan, is daar sekere standaarde wat gehandhaaf moet word. Jy kan nie optree soos wat jy voorheen gedoen het nie. Jy nou 'n nuwe lewe. Hierdie is 'n buitengewone fees. Dis nie net sommer nie, dis nie net elke dag nie. Maar liewe gemeente, ons moet elke dag daai keuse maak. Dis die Here, vandag trek ek u kleed aan. Die wat na die fees toe kom, is spesiaal, uitgenooi, is uitverkies. En die mense om hulle weet dit, moet dit kan sien. Paulus maak dit vir ons baie duidelik in sy werke dat jou hele lewe is wat aan God, aan die koning van alle konings gewy moet word en nie net 'n gedeelte nie. Dit sluit jou optrede, jou alles in, jou familie, die kerk, alles in. Op die einde van die dag dink ek dat ons optrede reflekteer baie keer ook ons geloof. Hierdie gedagte kry ons ook in die teks vandag met die man wat nie reg geklee is nie. As hy geglo het dat hy 'n uitgenooide gas is, dat hy uitverkies was om sy reg aangetrek het ook vir hierdie bruilofsmaal. Ons kan nie die oordeel in hierdie stuk miskyk nie, maar ons kan ook nie God se totale, almagtige gasvryheid miskyk nie. Ons is die ontvangers van God se onverdiende gasvryheid, maar ons is ook God se dienaars. En God sal geregtigheid laat geskied. So liewe gemeente, weet dat die Here jou en my na hierdie buitengewone bruilofsfees toe nooi. Maar wees seker dat jy gereed is wanneer die bruidegom ons kom. Maak seker jou lewe reflekteer Christus elke liewe dag vir die mense om jou ook. Ek lees vir ons vers 14. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat u elkeen van ons kon uitnooi na u wonderlike en almagtige fees. Here God, ek vra dat u ons sal help om te besef dat ons uitgekies is. Here, sodat ons lewens dit ook kan reflekteer. Here, ek bid ook graag Psalm 23 vers 5 tot 6 ook, Here. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my met soos eregaste, Here, en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en u liefde sal my lewe lank by my wees, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Here, mag elkeen van ons daai boodskap ter harte neem. Mag elkeen van ons vandag uitgaan en sê, Here, dankie dat ek 'n eregas aan u tafel kan wees. Here, mag almal om ons dit ook sien en ook besef dat hulle dit nodig het en dat vir hulle ook beskikbaar is. Here, mag ons nie net passief sit nie, maar mag ons dienaars wees wat uitgaan en vir mense gaan vertel van hierdie wonderlike bruilofsfees in u naam. Amen. Liewe gemeente, nou gaan ek vra dat ons vir staan. Ons gaan nou 'n lied sing en dan gaan ons die apostoliese geloofsbelijdenis opsê. Het hom ook op die bord.
So, die eerste lied wat ons gaan sing is lied 329, want so lief het God die wêreld gehad. Dan bly ons staan vir die geloofsbelijdenis, en dan sluit ons, of dan gaan ek die seën uitspreek, en dan sluit ons af met lied 514, ek weet verseker, en daarna die amen. Dus liewe gemeente, kom ons staan, en dan sing ons die volle bors lied. Liewe gemeente, maar dankie vir al die verwelkoming en liefde. En asseblief, kom staan julle voor aan die einde van die diens. Dankie. Here God, baie dankie dat U vir ons gegee het,
geskenk het, sodat ons ook kan gee. Here, help ons as Redenhuis gemeente, as gemeente van God, om dit wat U vir ons gegee het, te gebruik, om U koninkryk hier op aarde op te bou, en U naam te vereer. Here, mag ons dit nooit gebruik, om vir eie gewin en eie wil nie, maar Here, mag ons dit altyd gebruik, om U wil uit te leef en uit te dra in hierdie wêreld, wat so graag 'n lig nodig het. Mag ons U lig in hierdie wêreld wees. Mag U ons bron van alle wonde wees. In U naam. Amen. Liewe gemeente, kom ons staan vir die seën. Liewe gemeente, mag die Here se seën op elkeen van ons rus. Mag dit in die vorm kom van die wete dat God ons God is. Dat God ons uitverkies het en dat ons uitgenooide gaste is van ons almagtige Here. Liewe gemeente, die Here se seën rus op ons. Amen. Kom ons sing lied 514. Ek weet verseker en dan sluit ons af met Amen.